Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Daar is seker nie een mens op aarde wat nie na vrede smag nie. En ek praat nie van vrede in die Midde-Ooste nie. Ek praat van daardie vrede wat jy so graag in jou eie hart en jou lewe wil hê. Daardie plek waar die skuld stil raak, waar die bekommernis jou nie meer wakker hou in die nag nie, waar die vrees nie meer jou asem steel nie. En waar die pyn van gister nie elke dag kom besoedel en elke verhouding en elke situasie kom steel nie. Ons almal verlang daarna. Nou daar's 'n bekende aanhaling wat sê, peace is not just the absence of war, it is also the presence of harmony, justice and respect. En ek dink dit is net so waar van die oorlog binne in ons. Want vrede is nie die afwesigheid van innerlike konflik nie, maar die teenwoordigheid ook van innerlike harmonie. En dit is waar ons dikwels verkeerd verstaan. Ons dink die doel van die lewe is om nooit weer angstig te voel nie, nooit weer seer te kry nie, nooit weer te twyfel nie. Maar dis nie menslik nie. Die geraas is menslik, vrees is menslik, hartseer is menslik, teleurstellings is menslik en foute is menslik. Selfs Jesus het gehuil, selfs Dawid het uitgeroep, selfs Paulus het met homself geworstel. Die vraag is dus nie, is daar geraas nie? Die vraag is, wat maak jy met daardie geraas? Want baie keer is dit nie die eerste gedagte wat ons breek nie, dis die 100ste gedagte wat daarop volg. Die eerste vreesfluister, maar dan gee ons vir hom die mikrofoon en die amplifier. Ons herhaal dit oor en oor, ons voed dit, ons speel dieselfde gesprek oor en oor en oor in ons kop en ons dink aan elke moontlike ramp wat kan verkeerd loop. Ons maak self die volume daarvan harder. En voor ons kom kry, is een klein instrument besig om die hele orkes te oorheers. Ek dink aan 'n simfonieorkes en as jy mooi dink, dan is daar ook simbale. Maar wanneer dit op die regte oomblik daardie simbale gespeel word, dan is dit asemrowend en 'n hoogtepunt. Maar stel jou voor die simbaal besluit, hy is die enigste en belangrikste instrument. Hy hou nooit op slaan nie, hy slaan bo oor die viole en die fluite en die cellos. Hy maak alles en al hoe meer harder geraas op sy eie. Nie omdat die orkes sleg is nie, maar omdat die een instrument besluit het, hy gaan alles oorheers. Is dit nie presies wat ons soms doen met dinge soos ons vrese nie, of met ons skuld, of ons hartseer, of ons bekommernisse nie? Ons gee dit soveel aandag, dat dit die enigste klank word wat ons nog kan hoor. Bewustheid is om daardie oomblik raak te sien, om te besef, dis vrees wat nou hier praat, dis skuld wat nou die regeerstokkie probeer gryp. Dis nie die waarheid nie, dis net een instrument in my hart. En dan, om nie dit nog erger te maak, te amplify en die volume nog harder te draai nie, maar dalk net 'n bietjie stil te word. Die Bybel sê, wees stil en weet dat ek God is. Dis nie 'n uitnodiging om jou emosies of jou realiteite te ontken nie, dis die uitnodiging om hulle nie die leiding te gee nie. Want God vat nie noodwendig die instrumente uit die orkes nie, hy vat die dirigeerstokkie. Hy sê, laat ek die tempo bepaal, laat ek besluit wanneer vrees moet stil word, laat my hoop weer 'n kans kry om in jou lewe te speel, laat my liefde harder klink as jou skuld. En dit is eintlik wat vrede is, nie wanneer die orkes ophou speel nie, maar wanneer elke instrument sy regte plek in jou lewe kry. En weet jy wat gebeur? Jy begin anders leef, jy begin anders luister, jy begin anders reageer, jy beplan beter, jy maak effektiewe keuses. En die mense om jou sien dit raak en hulle hoor dit ook. Want 'n mens wie se hart deur Christus gedirigeer word, maak nie net sy eie lewe mooier nie, hy bring ook rus in die lewens van ander. Miskien is dit vandag jou gebed. Nie om te sê, Here, vat asseblief al die geraas weg nie, maar eerder om te sê, Here, ek is moeg om heeltyd op my eie simbaal te slaan. Neem U die dirigeerstokkie, help my om nie my vrese harder te maak as U stem nie. Leer my om die musiek te hoor wat U nog altyd besig was om in my en uit my lewe uit te skryf. Want vrede is nie wanneer die oorlog ophou nie. Vrede is wanneer Christus daardie harmonie bring in die oorlog wat binne in jou woed. En dit is 'n lied waarna jy en die hele wêreld na smag. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap. Mooi loop.